ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 295. Ek is professor aan Stredelinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek, ek het hom nou nie geskryf nie, maar ek bemark dit, is die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotherham version. Hy is so 3,5 kilogram swaar, ordentlike Bybel, met 'n baie mooi omhulsel wat ek ontwerp het. En ek het van hulle, jy kry hulle in geen boekwinkel in die wêreld nie. Geen boekwinkel nie. So ek het 'n klompie, sou jy belangstel. Ek het inteendeel 'n pakket wat ek aanbied met die Restoration Bybel, as ook een van my A4 boeke. Daar's verskeie wat jy gratis saam kry, posgeld, ingesluit van Postnet tot Postnet. Ek noem dit net vir u. Jy sal dit nooit weer kry nie. Vir die tyd van die jaar, wanneer mense geneig is om geskenke te koop, ons hou natuurlik nie Kersfees nie, so ons koop nie geskenke vir mense nie, maar daar's baie ander wat vir mense geskenke koop. Daar's nie iets beter om vir iemand te gee so 'n Bybel en 'n legkaart studiegids Bybel in Afrikaans nie. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Natuurlik sonder dat u dit regtig weet, elke keer wanneer u een van my boeke koop of 'n Restoration Bybel soos wat ons die pakket het, help u ook om die bediening finansiëel te help dra. Ek wil net sê, sonder die boeke is dit onmoontlik vir bediening om finansiëel te funksioneer. Ek wil net baie dankie sê vir elkeen wat bydra aan die finansies van die bediening. Jaffa seën u bo natuurlik, vir u wat nie het nie. Ons bid dat Jaffa vir u gee, maar moenie ophou om te bid vir die bediening nie. Halleluja. As dit dalk die eerste keer is dat u na die hierdie reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik om by deel 1 te begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Is dit noodsaaklik om op die YouTube in te teken, sodat u al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang. Stuur ook 'n link, of die kontak, mooi Afrikaans, vir die vriende en vir hulle wat jy lief het. Dis lewensveranderend, skryfblokpen en 'n 33 of 53 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Vader, hier waar ons aan die einde van die week kom, sê ek baie dankie vir hierdie week se woord, en dat u tot ons as Jaffiste gespreek het. Ek wil bid vanmôre, maak die woord weer eens lewend in ons midde. Bereik u bonatuurlike wil en doel in elkeen van ons se lewens, in so 'n mate dat ons kan doen wat u ons geroep het om te kom doen, en dit is om die evangelie uit te dra aan 'n verlore wêreld. Dankie vir die voorreg dat ons in die bonatuurlike waarheid kan staan, en die woord sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Seën vanmôre se woord in die mooiste naam Jaffa, die naam bo elke ander naam. Halleluja. Die Jaffiste sê halleluja, halleluja. Weet natuurlik, halleluja beteken prys aan toe Jaffa, want die halleluja, aha, Jaffa. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u weer 'n wonderlike geleentheid sal wees. En weet wat wonderlik is van die studies, ons ontbytsessies, is dat ons is op 'n baie informele vlak waar ons die woord deel en met mekaar interaksie het. Halleluja, ek hou daarvan. En die woord kan bestudeer en dit dan te kan herkou deur die dag. En hierdie woord is dan dit waarop ek my dag begin en wat die fondasie is vir dit wat ek wil bereik in hierdie dag.
in die genade van Yahweh. Halleluja. Nou hier is 'n vermaning vanoggend, 'n skerp vermaning. Dis is 'n verstandlose mens, ou wat my pa het altyd 'n gesegde gehad in Engels, he called them brainless. Dis hoekom dit is skriftuurlik. Koning Salomo het dit gedoen. Dit is verstandloos, dis 'n verstandelose mens wat handslag gee, handskud. Wat bors staan vir sy naaste. Nou wie's my naaste? My naaste is nie die ou wat by die robot staan nie. Met 'n bord wat sê please help. Ja, ons ondersteun. Ons dra by. Want daar's 'n behoefte, ons werk soos wat die roog ons lei, maar hy is nie my naaste nie. Verstaan jy wat ek sê? My naaste is hulle wat my broers en my susters is. Jy moet gaan kyk, ek het 'n reeks gedoen, ek dink dit is 3 sessies wat ek gedoen het. Wie is my naaste? Jy kan een van die grootste waarhede leer daar, wat u dalk nooit geweet het nie, omdat die kerke ons geleer het, dat elke ander kleurige en elke ander ou is my naaste, hy's nie my naaste nie, sorry. Tensy hy 'n volbloed en sy 'n volbloed Jafis is. Dan is hy my naaste. Anderste? Kan nie wees nie. Hoekom? Want hulle glo nie in dit wat die woord leer nie. Kom ek los dit daar. Gaan kyk na die reeks. Wie is my naaste? Dis 'n verstandlose mens wat sy handdruk, want hulle sê handshake, handslag gee, wat bors staan vir sy naaste. Weet jy wat, toe ek 'n jong seun was dit die inding gewees, tussen familie en mense en vriende, die een teken borg vir die kar, en die ander teken borg vir die huis, en op die einde van die dag, die een wat borg teken, is altyd die een wat die langste trane huil. Want die ou wat gekoop het, hy het nie regtig 'n bekommernis nie. Hoekom? Want sou iets gebeur, gaan die bank beslag lê op die borg se eiendomme en die borg se waarborge wat hy gegee het, of sy gegee het. U mag nie borg teken nie. In die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, dis die Bybels wat ek vertaal in Afrikaans, daar het ek baie duidelik, want daar's 'n paar skrifte wat oor borgteken handel. Het ek 'n hele paar skrifte hanteer met addisionele skrifte by, waar Jaffa mense, waar hy sê, dis 'n sonde om borg te teken. Dis 'n sonde. Hoekom? Want jy gaan jou eie familie tekort doen. Hulle kom met die mooiste stories en die mooiste goed, en op die einde van die dag brand jy jou hande. Hy sê, dis 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. Nou, ek wil sommer 'n hakie sê, sy skuld. Wie toos lief het, met ander woorde, hulle, nou ek moet nou die Afrikaanse woord gebruik hierso, hulle wat argument soek, toos. Daar is sulke mense, hulle kan nie funksioneer as hulle nie toos nie, as hulle nie redeneer nie. Jy kan met hulle begin praat oor enigiets en redeneer, dit loop uit op 'n toos op die einde van die dag. Wie toos lief het oortreding lief. Toos is 'n ewel. Ook in huwelike. Daar's huwelike wat nie kan bestaan sonder toos nie. Dis al wat die huwelik uit bestaan. Dis kekkel. Dit is so. Was
jarelang 'n pastoor gewees. Ek weet waarvan ek praat. Ek het jarelang berading gedoen. Ek weet waarvan ek praat. 'n Meeste van daai goed, en dan op die einde van die dag gaan loop het uit op skei sake. Hoekom? Want die een kan nie stil bly vir die ander een nie. Die een wil nie toegee tot die ander een nie. My pa het ons 'n ding geleer van baie jongs af. Hy het gesê 2 diamante kan nie saamwerk nie. 2 harde klippe kan nie saamwerk nie. Ek kan nooit vergeet nie, ek het dit een keer al genoem. Die dag voor ek getroud is, toe sal ek nooit vergeet nie. Toe sê my pa vir my, seun, onthou, môre hierdie tyd sal jy getroud wees. En jy's nie altyd reg nie. Jy moet dit onthou. Jy is nie altyd reg nie. Hy sê, maar ek wil vir jou die ander ding sê ook, jy is ook nie altyd verkeerd nie. Verstaan jy wat ek sê? So ja, en dis hoe die lewe funksioneer. Ons is nie altyd reg nie, maar ons is ook nie altyd verkeerd nie. Niemand, jy kan nie net bly pik nie. En nou het gesê dat niemand sit op sy kop nie. Hy sê, dit is die vrou se plek. Nou ja, maar die woord, hier spreek koning Salomo. En ons lag nou oor dit, of ons glimlag oor dit, want dit is humoristies, maar op die einde van die dag is dit 'n dodelike skrifgedeelte die. Hy sê, wie twis lief het oortreding lief. Jy moet weet, jy gaan pak slaag kry. Hy of sy wat sy deur hoog maak, soek verbreking. Met ander woorde, jy bou jouself toe agter 'n hoë deur. Daar moet oogkontak wees. As daar 'n hoë deur is, jy kan nie oogkontak hê nie. Argumenteer oor die deur. Die een slaap in die kamer, die ander slaap in daai kamer. En dan argumenteer oor die muur. Verstaan jy wat ek sê? Dis wat hy sê. Hy wat sy deur hoog maak, soek verbreking. Jy kan nie, ja, daar's party mense wat in verskillende kamers slaap. Ek noem dit maar net hierso, want party van die mans kan snork en daar's party van die vrouens wat kan snork. Maar dis hoe dit is. En vir party werk dit net so om nagrus te kry by die een in 'n ander kamer dalk slaap. Maar dis nie omdat daar 'n tweedrag is nie. Dis nie die gewenste ding nie, maar 'n mens verstaan ook, iemand moet hulle moet hulle nagrus kry. Hulle werk môre. En 'n gesnork is 'n verskriklike ding. Ek weet, ek het so 'n klein ribbietjie hier so op die linkerkant. En dit is van, hey man, het ons papegaaitjie Luka, as jy haar skielik so aan haar bek ruk op het, dan sê sy, hey man, ja, pa ken daai, hey man, draai op jou ander sy. En weet, as so aanhoudend op dieselfde plek na jare, dan raak dit 'n teersaak, né? Maar jy sal nie weet waarvan ek praat. Alright, dis nou, jy sien, dis wat dit is, dis wat Bybelstudie wonderlik maak. Ons kan humoristies wees oor goed, en ons kan deel oor verskillende dinge wat gebeur, wat ook in ander mense se lewens gebeur, wat van toepassing is op ander mense se bestaan, Jafis te wees. Wie twis lief het oortredinge lief. Vir my twis, stap weg van dit af. Hy wat sy deur hoog maak, wel hy of sy wat sy deur hoog maak, soek verbreking, met ander woorde probleme. Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. Wie verkeerd, dis hy en sy, wat verkeerd van hart is. En hart is nie die ding nie. Dis die ding. Die ding pomp net, hart kan nie verkeerd wees, hy pomp net, totdat sy welfies gaan om, wat ook al, dan is daar nodig vir operasies, maar hierdie is waar die probleem lê. Sielsdimensie, kognitiewe denkwyse wat onsterflik is. Dis wat voortlewe vir ewig. Wie verkeerd is in sy sielsdimensie, vind die goeie nie. Hoekom?
want jy bedink die verkeerde en die slegte. En die Bybel sê dat Satan is die vader van die leuns. Hy sal seker maak dat hierso geen waarheid moet kom nie. Want die Bybel sê dis juist die waarheid wat ons vrymaak. Wie verkeerd is van sielste mense, vind die goeie nie. En hy of sy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Nou hier kom koning Salomo weer en hy bring weer die tong in spel. Ons het nou die dag, verlede week gesien, die week voor dit, van die radar, daai spaan agter wat beweeg, waar daai massiewe groot skip stuur waar hy moet wees. En hy, koning Salomo trek dan die mens in met sy tong. En hy sê, dit is 'n klein dingetjie wat 'n groot vuur aansteek. Nou, die naweek is voor die hande, die week het so vinnig gegaan. Die weke gaan so vinnig, dis alweer amper vakansietydperk. En ek wil maar net sê, in hierdie tyd van die vakansietydperk, wat nou kom Desember maand, is ons altyd op ons heel besigstes, want ons gaan nie op vakansie dan nie. Ons gaan Februarie en Oktober as Vader lewe en gesondheid spaar, omdat ons eie plek het, dan is dit vir ons kosteloos, net om tot daar te kom. Maar, ek wil net 'n ding sê, dis wanneer ons besig is en ekstra boodskappe instoot en ekstra studies, vir u wat op vakansie is, want in die aande sit die mense in televisie kyk, hulle klaar by die see, lekker gebrand en gebraai en alles, en nou vanaand hulle niks anders om te doen nie. So ons sit vir die ekstra boodskappe deur in hierdie tyd wat dan kom. Bid vir ons, laat Jaffa ons seën met insig en wysheid. Daar's 'n paar fantastiese boodskappe wat al die voorbereiding is gedoen. Dis net die opnames wat ons gaan moet doen. Aan Jaffa al die eer. Ons gebed is, die woord sê, daar's blyskap in die hemel as een siel hom tot Jaffa bekeer. Tot maandag as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.